kom ons gee vir al ons kruiskykers net 'n lekker hande klap. Nee, kom Loftal, ons kan beter as doen as dit, of is dit omdat u hand nog vol saad is vanmôre? Halleluja, daar is uitsendings elke woensdag en dan herhalings elke Saterdag, so al die kruiskykers ook baie welkom. Nou, ons het 'n kort tydjie wat ons kan saam wees en in die woord gaan wees en ons praat, hierdie hele maand praat ons van hoe om God te hoor. Nou, ek weet nie of u nodig het om instruksie van die Here te ontvang nie, maar ek het elke dag nodig om die Here te hoor. Dit is die bousteen van enige verhouding. Kommunikasie. Nou, voordat ons die huweliksencounter van vooraf gaan hê, baie van ons dink, my gebedslewe alleen gaan dit doen, want ek kommunikeer mos met die Here, ek praat mos met die Here. Maar hoeveel geleentheid gee u die Here om met u te praat? Ek moet net laat hy land. Ons praat, ons bid, ons het die behoeftes wat ons aan die Here bekend maak en tog sê die woord mos dis presies wat ons moet doen, dat ons nie moet ophou bid nie. Dat ons nie moet traag raak in die versoeke wat ons na die Here toe moet bring nie. Ons moet nie traag raak in die maniere wat ons nodig het om sy beloftes aan hom te herinner nie. Maar daar kom 'n geleentheid wat ons moet instruksie ontvang van die Here. Nou kom 'n geleentheid waar hy vir ons gaan sê, maar ons moet nou daders van die woord raak. Nou, wanneer ons kyk en ons sien in Spreuke sien ons Spreuke 14 van vers 12 af, gaan ons daar stil staan. Ons gaan 'n paar skrifte vinnig deurgaan, sodat ek vir u kan iets gee om hierdie week te kan aan vashou. Iemand slims het pastoor Gustaf gesê, maar weet ek gee 'n tiende van my tyd en al hierdie tipe klas van dinge. Ons begin ons dag by die Here en hierdie, ek dink hulle donderdag aand dit uitgewerk, dat 'n tiende van die tyd dan sal so iets uitwerk, so 17 ure. So ons is binne in u 17 ure vandag. Ek kan my heel dag met die Here spandeer. Hierdie diens gaan net tot 9 uur toe wees. Maar wanneer dit kom by die woord, wanneer dit kom om die woord te hoor, om die Here se stem te hoor, mense is besig om besluite te maak en dis nie klein besluite nie. Mense is besig om voor 'n vurk in die pad te kan wees en hulle het nou nodig om te kan weet watter pad, watter weë, watter weg is dit wat ek nodig het om te kies. Elke dag is daar keuses, elke dag is daar instruksies, elke dag is die stem van die Here, elke minuut, selfs terwyl ek besig is om te praat, soos wat die ou predikers altyd gebid het, Here, maak my oor beskikbaar en vat beheer van my tong, is die Here besig om te praat, selfs terwyl ek praat. Terwyl u daar sit, is daar stemme wat met u praat. Ons het gesê die stem van die gedagte is redenasie. Is redeneer, hoe gaan die Here dit doen? Here, watter kanaal gaan u gebruik? Here, hoe is dit moontlik dat 'n wit en swart koei groen gras eet en wit melk gee en geel kaas? Wiskunde verstaan ons nie. Ons redeneer. Ag man, dan is daar van u wat dieper dink. U redeneer oor ander dinge. U redeneer moontlik oor, hoe is dit dat die Here my liggaam gaan genees? Terwyl ek sien en hoor hoe mense rondom my van dieselfde kondisie moontlik sterf. God het 'n plan met die lewe. Sien die plan wat God met jou lewe het, moet 'n vrede bring as persoon wat in jou verrys. Want jy het Jesus Christus, die prins van vrede, omhels. Dis nie net 'n plek waarin ek bly nie. Stem van gedagte, redenasie, stem van die vlees. U van 12, 13, 14, 15. Jong, begin daai stem baie harder praat. Stem van die vlees, waarvan jy het gedink, ek praat van lus, nie, ek praat van gevoel. Praat van gevoel, ons voel, ons is so in ons gevoelens. Ons word deur gevoel gelei. En dan is daar 'n ander stem wat moet hard, luidspreker, het moet skree oor omstandighede, die stem
van God se Gees, wat sy Heilige Gees is. So sê Spreuke 14:12, daar's 'n weg wat vir die mens reg lyk. Maar die einde daarvan is weer van die dood. Om te weet en om die stem waarmee wat met my praat te kan onderskei. Om te weet dat dit die Here se stem is, het ek nodig om te weet God se stem en God se woord gaan hand aan hand. Hy gaan nie vir my iets sê wat teenstrydig sy woord is nie. En daarom het ek nodig om my eie weg, die eie keuses, dit wat ek, en dis belangrik dat u sal die regte keuse maak met God en sy stem hoor wanneer dit kom by waar u werk, waar u gaan bly, met wie u in verhouding gaan staan en die kontrakte wat u mee sluit en in steede van om te kom en sê, Here, hierdie is nou die ding wat ek besluit het, u moet dit seën. Nee, Here, want hierdie is 'n belangrike tydperk in die jaar. Hierdie is 'n belangrike tydperk in ons leeftyd. Meeste van u wat al lank die Here sien hoe ewe skielik daar 'n oorhandiging is van mense wat sê, ek is eers nou klaar, iemand anders te moet oorvat. Is belangrik dat indien u die persoon is wat sê, ek het nodig om iets anders te doen terwyl ek iemand anders te oplei, moet u gelei word deur die stem van die Here. Hoe u kinders moet grootmaak. Ek weet die druk van die tyd is, doen dit so, maar u en ek moet by 'n plek kom waar ons weet wat die woord sê omtrent ons huis. Ons kan kom en ons kan verklaar en sê, ek en my huis, ons gaan die Here dien. Maar wanneer dit kom, wanneer die taier en die teer mekaar tref, het ons nodig om te sê, maar hoe staan ek in my huis, terwyl ek die enigste een is wat die Here dien? Hoe verteenwoordig ek die Here op die regte manier? Hoe hoor ek sy stem? Dit moet in die woord wees. Daarom, die stemme van redenasie, die stemme van gevoel, kan my laat dink en selfs my motiveer dat die weg wat ek tans op is, kan reg wees. Maar ek moet vir myself sê, is dit in die woord? Geef vir jouself genoegsame kans, genoegsame ruimte, dat daar belydenis kan wees. Dat daar kan sê, Here, ek het gedink, Here, ek het na my stem van vlees en stem van redenasie geluister, ek het gedink, ek het opgetrek, ek het gedink, ek het geloop, en ek kom en ek gaan nou hierdie gedagtes woord toe vat. Wat sê u omtrent dit? Dat ek nie myself blind staar. Baie van ons, weens die pad wat ons loop, hou ons so vas aan dit wat ons dink ons besluit het. Maar ons het nie ons harte daarin vasgemaak nie. En dan is die woord waar. Wanneer ek op 2 gedagtes hinker, kan ek niks van die Here ontvang nie, en is ek onstabiel in al my weë. As dinge moontlik 'n bietjie uitmekaar begin val, wanneer dit voel of dit 'n bietjie onstabiel is om jou, as u en ek geroep is om dan die anker te wees, omdat ons die woord dra, dan vra myself, in steede van om die vinger na buite te wys, vra eens myself die vraag af, waar is dit waar ek moontlik op 2 gedagtes anker? Hoekom is dinge so onstabiel rondom my? Hoekom is ek die een dag op en die ander dag af? Moontlik moet ek iewers weer besluit maak om enkelgedagtig te wees. Dan sien ons 1 Johannes 4 vers 1 kom daar en hy sê, 1 Johannes hoofstuk 4 vers 1, geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef, of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. As ek God se stem wil hoor, as ek 'n stem hoor en ek wil weet of dit God se stem is, vra jouself af, verheerlik dit en doen dit wat Christus kom doen het. Herinner dit my gemeenskap, my gesin, my gemeente, herinner dit, kan ek deur dit wat ek tans gaan doen, dit wat ek dink ek gehoor het, gaan dit waar ek is herinner aan die afgehandelde taak van die kruis. Gaan dit soos Jesus lyk? Want dit is in sy woord. Daarom het ek nodig om by hierdie plek te kom waar ek my stem, of wanneer ek die stem wat ek hoor, vat hom skrif toe.
vat hom na die woord toe. En baie van ons is op plekke waar ons sê, ja, die woord sê so, maar die Bybel sal vertaal en daar soveel ruimtes. Nee. U gaan weet dat die woord gaan tot u hart spreek, omdat hierdie selfde woord gebruik was om u en my te vorm en in ons moeders se skote neer te lê. Hierdie selfde woord, hy gaan beginne in jou gees, gaan hy beginne wakker maak, daardie oor waarmee ek in my hart moet hoor, en hy gaan begin bevestig word. En dis belangrik dat dit wat ek hoor, tog bevestig word. So nommer 1, hoe gaan ek die stem van God erken? Hy gaan die woord spreek. Baie van ons hoor tog hoe mense sê, ek weet dis wat die Bybel sê, maar dis wat die stem vir my gesê het. Toe ons groot geword het mense altyd gesê, as jy vark laat aand eet, dan kry jy nagmerries. Onthou, nie alle gedagtes is van die Here nie. Het kan goed wees, maar nie God wees nie. Nie alle drome beteken noodwendig iets. En nou moet jy jou voetstappe anders rig nie. Ondersoek dit. Begin dit te weeg. Sien, daar's 'n skaal van lig en swaar. Wanneer ek my lewe doen, dan moet ek alles wat ek doen op hierdie skaal weeg van lig en swaar. En die woord is altyd die maatstaf. As ek wil uitvind wat belangriker is as die een of die ander, dan sit ek dit op hierdie skaal van lig en swaar. As 'n paar mense wat hardloop met 'n gedagte, goed, maar nie God nie. Daarom moet ek hom weeg met die woord. Want sien, die feit dat dit nuut is en dit aanhang het, beteken nie dat dit waar is nie. Daar's nuwe gedagtes wat kom. Nuwe, en mag ek hierdie woord gebruik, want ek dink dis van die groot mense gebruik om nogals, nuwerwetse gedagtes, nuwe dinge. Maar hy word aangehang, omdat hy spreek tot een of ander faset van die mens, en as mens, omdat ons in hierdie vleiskas vasgevang is, en ons by 'n plek kom waar ons hou daarvan om goed te voel, en dit help glad nie dat ons samelewing al hoe meer leun tot wellness, dat dit moet goed voel, dit moet, jy moet bewus wees, en ek sê nie vanmôre jy moet wegbeweeg, en om in jouself dood te gaan, beteken dat jy jouself heeltemal op een kant moet sit. Nee, ek moet bewus wees, maar ek moet altyd die Here eerste plek sit. Ek moet dit deur die kruis vat. Ek moet dit deur die woord vat. Lukas 21:33 sê, en die hemel en aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Weet u waar die veiligste plek is? En ek sê weer vir u, ons iPads en ons tegnologie is wonderlik. Maar kom, as ek die twee moet opweeg, in 'n toestand of in 'n oomblik waar jy deur baie druk gaan. Jong, is 'n iPad maar hard om naby die hart te druk, maar hierdie woord, as jy hom kan vat en aangryp, en jou lewe kan lewe tussen hierdie blaaie, wat nie net 'n wetboek is nie, maar dit is hoe u en ek ons lewe moet doen. So ek identifiseer God se stem, omdat dit God se woord is. Dan kom ek, en ek identifiseer God se stem of God se instruksie, wanneer ek myself die vraag vra, laat dit my soos Jesus voorkom. Laat dit my hom verteenwoordig. Is dit wat hy wil hê, hoe ek moet myself hom moet verteenwoordig in die manier wat ek myself openbaar. Filippense 2 vers 5 kom en hy sê daar, want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het geen roof geag om aan God gelyke te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word.
Hierdie plan wat ek nou hoor, ek nou moet maak, of hierdie instruksie wat ek kry, lyk dit soos Christus? Of het ek ewe skielik 'n bietjie van 'n arrogansie, omdat ek nou voel, ek is die man van die uur, met al die vuur. Nee, kan ek nog laag buig? Ons het nodig om bietjie selfondersoek in te stel. Dan gaan ons op ons pad agterkom, dat daar 'n paar stemme was, wat ons gehoor aangegee het, wat nie God se stem was nie. Maar sy genade is nie. Sy genade is nie. Wie van u het al jouself by 'n plek gevind, wat jy geld gespandeer het om goed te koop? Geld wat jy nie het nie, om goed te koop wat jy nie nodig het nie. Om mense te beïndruk, waarvan jy nie hou nie. Want jy was oorweldig met die gevoel van behoefte en nood. Maar die woord wat waar is, sou vir jou gesê het, jou identiteit is in Christus. Nie in die motor wat jy ry nie, en luister, die Here wil hê jy moet mooi motors ry, maar jou identiteit is nie daar nie. Jou identiteit is in Christus. Jong man, jong vrou, jou identiteit is nie in hoe hoog jy jou klererekening kan opstoot, sodat jy, en jy mag dit hê. Jy mag dit hê. Moet jouself net nie op 'n plek kry, waar jou identiteit in dit opgesluit is nie. Beklee jou met dit wat hy vir jou gedoen het. Sy naam wat oor jou uitgeroep is. Dit wat volbring is oor jou lewe. Dat jy daarvandaan jou lewe lewe. Die wete dat 'n God wat gesond maak, kan nie siek maak nie. Dat dit Job se gedagte was, nie God se gedagte was, wat geherhaal word elke keer by 'n begrafnis. En ons het gister dit gesê, om daai heilige koei te kan slag, om te sê, dit is Job wat gesê het, die Here het gegee en die Here het geneem. Maar God in homself kan nie verdeel wees nie. 'n Koninkryk wat dan verdeeld is, kan nie staan nie. So ek moet die woord aankleef. Hoe kan ek die woord uitken, God se instruksie uitken? Dit moet gelykstaande die woord wees. Hoe kan ek God se woord uitken? Hoe kan ek weet dat die instruksie van God is bring dit my nader aan hom wat ek moet verteenwoordig, Christus. En indien jy in daai twee moontlik sou dit moeilik vind, dan is u en ek vanmôre op die regte plek, om te kan weet, of die instruksie, of dit, wat tans in my lewe gebeur, wat ek dink die Here is, dat u en ek dit kan deel, met 'n familie, wat die Here dien. Sien, u is in 'n kerk, wat glo in disippelskap. Is in 'n kerk wat sê, saam gaan ons verder. Is in 'n gemeente, ons is baie, maar ons is een. Is deel van 'n familie, waar u kan inleen en sê, jong, ek hoor die ding. Ek weet nie hoekom nie, maar ewe skielik is daar iets. Nou is dit nie wonderlik wanneer ons van die iets praat. As iets wat vir my sê, wil ons nie by 'n plek kom waar ons kan eienaarskap vat vir daai besluit. En as dit daai iets nie die Heilige Gees is, wat die iets moet wees, om vir jou instruksie te gee, nie sê sommer jong, dis nou wat ek wil doen. So 'n jong seun, wat op en af gespring het in die kerk, en dit is gelukkig nou nie in hierdie een nie, want ons het stoele in die kerkbanke nie. Kerkbanke kan gevaarlik gewees het op tye, want alles wat in die hoek van die bank gebeur het, in die middel van die bank was gevoel gewees. Jy kon amper gelees het op die vibrasie van die bank, waar die vorige persoon geëet het, of die persoon geëet het die vorige aand. Sy ma sê vir hom, sit stil, terwyl hy op en af spring. Sy vat hom en sy sit hom so neer, sy sit hom neer en sy sê, sit stil, en hy sê vir sy ma, mamma, ek mag sit aan die buitekant, maar ek spring aan die binnekant. Dat ons kan eienaarskap vat van dit wat maak wat ons besluite neem. Maar dat ons by 'n plek kan kom, dat ons sal weet, ek kan oorleen na 'n broer en 'n suster,
wat saam my vooruitgang wil sien, want hier in hierdie huis wil ons graag hê, elke leier, elke herder hier wil hê, u moet beter doen. Dat u kan sê, in 'n spasie waar u en die gesin hoog prioriteit is, wat dink jy hiervan? Dink jy ek moet dit doen? En dat mens dan kan sê, jong, moenie beweeg word deur gevoel nie. Kom dat ek nader kom en jou hand vashou, soos wat Hebreërs praat van, dat God sy greep versterk op jou lewe. En dan gaan ons saam hierdeur, terwyl jy alleen moontlik voel, jy deurgaan. Want waantoe wil ons beweeg? Ons wil hê dat jy moet ervaar, u moet ervaar, hoe jou familie, God se guns, God se genade, God se liefde, God se profetiese woord oor jou lewe mag ervaar. En stemme wat begin praat, wil jou uitpraat. Daarom skaar ek my by hulle, wat naby die woord leef. En hoe lewe ek naby die woord? En ek's amper besig om af te sluit. Hoe lewe ek naby die woord? Ek dra vrug, omdat ek gewortel is in die woord, wat by die bekering pas. En so hoor ons saam die stem. Wat gaan hierdie gemeente in hierdie volgende maande doen? U wat by die Vision Night was, het gehoor dat in ons harte, in Pastor Gustaf, Dr. Gustaf se hart brand die oes. En dit wat ons nodig het om te doen. Maar dit laat nie hulle wat tans, u wat tans hier is, agter, om te sê, u lewe. Nee, ons wil hê, u moet die regte besluite maak. Veral u wat voor 'n kruispad staan. Daarom leer ons, daarom is ons besig om te sê, te vra. Ons is besig om u te vra, maar dit wat jy tans hoor, is dit in die woord? Maak dit, lei dit jou tot Christus en ander? En het jy moontlik iemand geraadpleeg, sodat iemand saam met jou kan bid? Wanneer jy onder groot druk is, moenie daai groot besluite maak, sonder dat jy iemand gekry het. En ek sê nou nie, jy moet iemand kry om saam te bid, om net saam te stem, sodat jy in elk geval kan kry, wat jy in jou hart gevoel het. Jong, dit sal die makliker uitweg. As dit maklik was, kon almal dit doen. Maar hy het 'n prys betaal. Hy het sy alles gegee. Vanmôre, terwyl ons saam as familie is, as u vanmôre hier is en u sê, ek in my huis, ons wil die stem van die Here hoor, en ons, moontlik is u nie in u hele huis hier nie. U kan moontlik 'n enkele persoon wees wat uit die huis hier is, maar ek sien families, ek sien pasgetroudes, ek sien families wat hier is, en ek het gesien mense is ingeskakel, maar jy wil die stem van die Here hoor, en jy sê, ek wil besluit, en nie net die regte besluit maak nie, maar ek wil God se besluite vir my lewe neem. Dit is hoe ek my lewe wil posisioneer. As dit vanmôre u is, en u sê, ek wil my oor doof maak vir ander stemme, om hom alleen te hoor, wil u nie saam met my vanmôre staan, oor hierdie gehoor, en terwyl u so opstaan, wil ek vra dat ek net nog een altaar doen voor ons afsluit. As daar 'n groot besluit tans is wat jy moet maak, of daar's 'n besluit wat jy tans moet maak, daar's 'n besluit wat u tans moet maak. Hier is hoe ons punt nommer 3 in aksie gaan sit. Daar's 'n besluit wat u moet maak, en hy's groter as die stem van redenasie, groter as die stem van vlees, en jy wil net God se insaag hê in dit. Terwyl u daar staan, as daar 'n groot besluit is wat u moet neem, wil u nie net u hand opsteek nie. Dis hande wat opgaan. Ons besluite, ons mense wat nodig het om te besluit, moet ek voortgaan? Moet ek nog hier werk? Moet ek aansoek doen? As hande reg oor hierdie plek.
Ons wil hierdie besluit met die Here neem. Ek weet nie van u nie, maar ek kan nie 'n herhaling van 'n negatiewe verlede bekostig nie. Grootste manier wat die vyand jou wil ontmoedig is deur vertragings. Here, daarom bid ek vanmôre. Here, hulle wat staan en ook hulle wie hulle hande op het, Here. Daar kan verskillende aansoeke, verskillende kontrakte voor hulle lê, verskillende deure wees, Here, wat hulle moet deurstap vanoggend. En dit begin by die keuse om die besluit met u te maak. Daarop bid ons, Here. Here, dat ons volgens die beginsels van u woord sal leef en keuse maak vanmôre om nie die volgende stap te neem nie. Here, maar daar's 'n sprong van geloof wat geneem kan word, wat tyd sal wen, maar hy moet saam met u geneem word. Daarom bid ons, Here, maak die ander stemme doof, maak die ander stemme stil, sodat ons u stem hoor. Dankie dat mense ingeroep word in die teenwoordigheid, Here, nie net met dit wat uitgegiet is en uitgestort is oor ons hart en lewe nie, maar waar ons tyd een kan sit om te sê, net voor ek hierdie stap gaan neem, laat ek by die Here hoor. Daarom sê ons, dit moet in die woord wees. Dit moet ons soos Christus en nader aan Christus bring. Daarom kom ons ook by 'n plek waar ons sê, kom ek deel my hart met iemand wat saam kan bid. Here, ons bid vir hulle wat dan in hierdie week moet besluite neem, Here. Dankie dat u lig skyn. Here, en u kom en u skyn dit om die draai van onbekende. En dit lig dit op. In die naam van Jesus. Terwyl u so staan en miskien is die besluit en die stem wat u tans moet hoor, die besluit wat u moet neem, is om Jesus Christus aan te neem as verlosser en saligmaker. Is nie vanmôre seker waar u ewigheid gaan spandeer nie. Die waarheid is, ons almal gaan vir ewig lewe. Die vraag is waar. En u kan vanmôre seker wees van die ewige adres. Moontlik is die besluit en die stem wat u moet hoor, die besluit wat u moet neem as Christus en om hom aan te neem, en die stem wat u moet hoor is hoe die Here u nader roep. Voor ek vir Pastor Lansel vra om die diens vir ons af te sluit, as u vanmôre hier is en u wil graag Christus aanneem. Jy wil jou hart aan die Here gee. Jy wil kom en jy sê, Here, hier is ek. Sonder u wil ek nie meer nie. Wil u nie huis toe laat gaan sonder om hierdie uitnodiging aan u te gee nie. Vat vanmôre moed. As u vanmôre in hierdie plek is of aanlyn is, stap net uit. Stap na vore. Ons gaan hierdie altaar uitrek nie. As dit vanmôre u is, u sê ek wil God 'n kans gee. Wil God 'n kans in my lewe gee. Ek wil my hart aan hom gee. As u net na vore wil kom en hier kom staan. Die engele juig. Die engele juig. Die engele juig. As daar nog mense is, voor ek vir Pastor Lansel oorgee, as daar nog mense is, jong man, jong dame wat hier is, moet nie die geleentheid laat verbygaan nie. Hierdie is die besluit wat jou in staat stel om ander besluite te maak. Halleluja. Halleluja. Ek gaan Pastor Lansel oorgee en nooi iemand na vanaand 6uur se aanddiens. Amen. Familie, kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir vanoggend se diens, Here, soos wat die woord uitgegaan het. Ons dankie dat die woord het ons ontvang vanmôre, Here, met sagmoedigheid. En ons dankie dat ons u stem sal ken soos nog nooit vantevore nie. Dat ons gelei sal word deur die Heilige Gees en nie deur ons emosies en sintuie nie. Here, en ons dankie vir elke familie wat vanoggend hier verteenwoordig is, dat U hulle seën in hierdie week, Here. My God, dat U hulle voetstappe rig, Here, dat hulle deurbreek, Here, in elke faset
van hulle lewens. Ons dankie vir Here vir u goedheid en u guns oor mense hierso. En ons eer u, ons loof u dat u is getrou, Here. Ons weet baie dinge sal verander, maar u woord sal bly staan, Here. En ons dankie vanmôre vir Here vir u beloftes oor ons lewens en ons begin in dit stap en ons begin in dit wandel. En Here, ons dankie vanmôre dat u in ons beweeg en deur ons beweeg hierdie week in die magtige naam van Jesus. Amen en amen. Amen.